Android, Samsung, die beste voor op die mark. Hopelijk sal die plan perfect werk en ons glo dit sal. So ons is volgend in die derde gedeelte van hierdie reeks wat gaan oor God is. Ons het gesien dat God is betrouwbaar. Hy was in die verlede betrouwbaar, hy is vandag betrouwbaar, hy is in die toekoms betrouwbaar. Ons het gesien dat God is genadig. En uit Klaagliedere het ons gesien dat Jesaja sê dat God se genade vir ons is elke dag geniet. So dit is nie net iets wat God in die verlede vir ons gegee het, maar dit is dat ons elke dag sy genade kan ervaar. En toe ek begin het met hierdie reeks, toe het ek nie geweet dat die laaste boodskap eintlik van soveel toepassing gaan wees soos vandag. Want in hierdie gedeelte gaan dit oor dat ons voel baie keer pyn in ons lewe, ons ervaar baie keer verlies. Ons soek baie keer na hoop en ons vra oor dit wat gebeur in hierdie wêreld. En baie keer voel dit asof niemand omgee nie, baie keer voel dit asof God nie omgee nie, baie keer vra ons hoe gebeur goed met mense vir wie ons lief is. En daarom is die boodskap van vanoggend hoop in 'n hopelose situasie. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie dat U 'n genadige God is. Ons dankie Here dat U 'n liefdevolle God is, dat U iemand is wat omgee, dat ons U kan vertrou in ons lewe, dat U betroubaar is en ook vanoggend Here dat U vir ons wil kom hoop gee. En dat ons ook in alles wat ons sal ervaar, dat ons U teenwoordigheid sal ervaar, dat ons vanoggend U vrede kan beleef, omdat U 'n goeie God is. Ons bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. En vandag gaan ons kyk na een van die name van God in die Bybel. Nou as jy die Bybel gaan lees, en dan is daar 'n klomp verskillende name by die Here. So dat God is die een wat voorsien, hy is die een wat genees, hy is die een wat by mense is. En ons weet dat alhoewel daar verskillende name is vir God, is God een. So die Bybel sê vir ons baie duidelik dat daar is net een God. Maar die Bybel leer ons dat God 3 persone is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is hoekom ons glo aan 'n drie-enige God. Daar's geen dispuut daaroor. Daar's baie mense wat sê ja, maar dit is nie die waarheid nie. En dan is daar ouens wat kom en dan sê hulle dat dis nou pastore wat vir baie mense preek. Dan sê hulle God is nie, hy openbaar homself baie keer net as Vader, of hy openbaar homself as Seun, of hy openbaar homself as Gees. Hulle ontken dat daar 3 persone is. Die Bybel is baie duidelik daar, dat Jesus Christus is die Seun, God is die Vader, en die Gees is die een wat by ons is. So daar is 3 persone, elkeen sy eie funksie. En wanneer ons nou vanoggend aan hierdie gedeelte kyk, dan gaan ons kyk na 'n gedeelte in Genesis hoofstuk 16. So wanneer ons vir mense name gee, dan wil ons gewoonlik hê wat of iets oor hulle uitspreek vir die toekoms. So ons kinders se naam is Rein, en dit beteken lig of helder, en Linke is sag of weerloos. Okay? Fighter. Maar jy sal sien, Linke is baie sag. Maar dit is die name wat ons gee. So 'n naam is nie maar net iets wat ons vir iemand gee nie, dit het sekere betekenis in ons lewe. En wanneer ons gaan kyk in Genesis hoofstuk 16, dan gaan dit oor Hagar. Nou Hagar was die slavin van Sara, wat die vrou was van Abraham. So die geskiedenis rondom hierdie hele gedeelte is dat God het aan Abraham 'n belofte gemaak dat hy vir hom 'n seun gaan gee en 'n groot nageslag.
En nou het die Here hierdie belofte gemaak en 10 jaar later, toe het daar nog steeds niks gebeur. Daar's nie 'n kind nie, daar's niks. Die belofte van God lyk of hy dit uitstel, lyk of dit nooit gaan waar word nie. En toe besluit Sarah om 'n plan te maak. En sy sê vir haar man, my slavin is mooi, sy is nog jonk, miskien kan sy vir ons 'n kind hê. Tipe van 'n surrogaat ma wees. En Abraham dink dis 'n goeie plan. En hy is gehoorsaam en hy luister na sy vrou, want dit is maar wat ons so baie keer doen, hè. Ons vra vir God goed in ons lewe. Ons wil hê dat die Here vir ons iets moet gee, maar dan sien ons dat hy vat te lank en dan maak ons eie plan. En dit is presies wat hulle gedoen het. En so het dit ook gebeur dat Hagar swanger geword het, en in plaas daarvan om die pyn van Sarah weg te neem, het dit die pyn eintlik net vererger. Die feit dat sy nie kan kinders hê nie, die feit dat haar slavin so vinnig swanger geword het eintlik die lig meer geskyn op haar verlies as wat sy gedink het dat dit is die manier hoe hulle God se belofte kan aanhelp. En so het hulle gedoen wat reg was in hulle eie oë en hulle het gedoen wat hulle gedink is die beste. En toe raak sy jaloers op Hagar en sy haal haar woede op haar uit en Hagar besluit tot hier toe en verder nie en sy loop weg. En in die woestyn het sy 'n ontmoeting met God. Genesis hoofstuk 16 vers 7 tot 11 sê die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn en die fontein langs die pad na Sur toe. En vir haar gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai weg en die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp haar aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook vir haar, kyk, jy is swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou swaar kry gehoor. En dan die volgende gedeelte sê, Hagar het toe die naam van die Here, wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, en hierdie is die kernvers, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. God is die een wat sien. Die Hebreëse woord is El-Roi. El is God, Roi is om te sien. Dat God is nie net iemand wat daar raak gesien het. God is iemand wat daar gesien het. Gesien het in haar omstandighede, gesien het in haar hartseer, gesien het in haar bekommernis, gesien het op die plek waar sy was. En God sien jou, waar jy nou vanoggend is. God sien jou hart, God sien jou hartseer, God sien jou blydskap, God sien jou. En dit moet ons nooit vergeet. Nou wanneer ons sê dat God ons sien, dan is daar verskillende emosies wat in ons lewe opkom. Die eerste ene is dat ons is 'n bietjie bekommerd. Want God sien alles. Daar's niks wat ons van kan wegskeep. Ons hele lewe lê oop en bloot voor hom. Hy sien ons in elke omstandighede. Hy sien ons wanneer daai volplasbaan weer voor jou inry. Net die gedagtes en dan sê jy, gaan dit nie sing, gaan dit nie sing, en dan sê jy dit, en dan vra jy om verskoning, en dan sing jy die liedjie wat op die radio is, met die gospel song. Okay. Ons doen alles so in een slag. Ons vloek iemand hierdie kant, en dan wys hy wat die rigting hulle kan gaan, en dan, oh, praise the Lord. En dan besef ons net weer eens,
As ons vanoggend hier is, dan maar God sien dit. En ons raak 'n bietjie bekommerd, want ons dink dat as jy lees in Hebreërs hoofstuk 4 vers 13, dan staan daar is ook niks in hierdie skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê op die bloot voor sy oë en aan hom sal ons rekenskap gee. God sien ons hele lewe. En baie keer dan is ons bekommerd oor dit wat ons doen, maar ons weet ook dat God is genadig en hy ken ons. Hy weet ons is swak en nietige mense en hy vergewe ons. So ons moet weet dat ons hele lewe voor die Here oop is en dat ons gesien word deur God. Die ander emosie wat ons baie keer ervaar is dat ons verward is. Ons is verward oor die feit van wat alles in die wêreld gebeur. Ons is verward oor die lyding wat ons ervaar. Ons is verward oor die hartseer, want hoe as God alomteenwoordig is, as God alles weet, as God weet wat môre gaan gebeur, as daar by God nie 'n ding is soos tyd nie, hoekom keer hy nie sekere goed nie? Hoekom stop hy nie? Hy sien. Hy sê een wat ons sien. Hy sien ons in ons pyn, hy sien ons in ons lyding, en hy sien ons in elke omstandigheid van ons lewe. Hoekom kan hy nie keer die slegte dinge nie? Hoekom is daar nog steeds goed in hierdie wêreld wat ons nie kan verstaan nie, is dat, en die rede hoekom ons dit nie kan verstaan nie, is dat, soos wat Paulus sê, nou kyk ons in 'n spieël en ons sien gedeeltelik. Maar eendag, wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, wanneer ons in die koninkryk is, wanneer ons by Jesus is, dan sal ons alles ten volle sien. Maar nou sien ons nog net 'n stukkie. En wat ons baie keer vergeet is dit, dat ons leef in 'n gefalle wêreld, wat sonde en pyn en lyding in ons lewens inbring. Van die begin van Genesis af, leer ons dat die mens sy eie pad gegaan het, en dat ons baie keer presies dieselfde doen. En dat ons het vanoggend, het ons gesê met die doop, dat ons sê, dat ons kinders word ontvang en gebore, en kom in hierdie wêreld in, met sonde, en ons ervaar die lyding, ons ervaar alles wat die wêreld aan ons kan bring. Maar ons vergeet baie keer, dat ons in hierdie diepe wêreld leef. En dit is hoekom mense so geneig is, dat as iets gebeur, om God te blameer, dan dit is die Here se skuld. Hy kom ons dit verander. Daar wat ons gesê het, ons gepraat het oor die wil van God. Ons het gesê, daar is 'n ding wat is soos die toelatende wil van God. Met ander woorde, daar's goed wat God se hart breek, maar dit word toegelaat in ons lewe. En wanneer jy in hierdie omstandighede is, dan kan jy daardie gewilde vers aanhaal om te sê, dat ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. So, daai vers is nie vir sportbyeenkomste nie. Okay? Dis nie net vir 'n bampersticker agter jou kar nie. Dis nie net as die wasmasjien gebreek het nie. Want jy moet daai hele gedeelte gaan lees, want die vorige gedeelte dat skryfbaar is en sê, ek het honger gely, ek het skipbreek gely, ek het al hierdie goed ervaar, ek was deur mense verlate, ek is geslaan, ek is in die tronk gegooi, ek het honger gely, maar ten spyte van alles is ek meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Dis die konteks van daai vers. Die konteks van daai vers is nie om jou te laat beter voel oor jouself. Dit is om te sê, dat ten spyte van alles wat gebeur, ten spyte van al die omstandighede wat ek ervaar, is ek meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want Christus is die een wat in my lewe is. Hy is die een wat my krag gee. Hy is die een wat my bystaan. Hy is die een wat vir ons kom sê, dat God vir ons goed is. Dat ons moet raak sien dat die Here in al ons in ons hele lewe is hy teenwoordig. Dat ons nie moet vaskyk net teen die slegte goed nie, maar dat ons ten volle sal sien wie God is.
In Jesaja hoofstuk 55 vers 9 dan staan daar, soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Ons kan nie God in 'n boksie sit om ons tevrede te stel nie. Ons moet weet dat hy is die een wat ons raak sien. Hy is die een wat ons sien in al ons omstandighede, ons blydskap, ons hartseer, alles wat ons ervaar. En dat ons moet weet dat in hierdie wêreld sal ons probleme hê, maar Jesus Christus het gesê, glo in my. In hierdie wêreld sal daar teenspoed kom, maar weet verseker ek in hierdie wêreld reeds oorwin. Dat ons oorwinning lê nie in wat ons sien nie, maar ons oorwinning lê in die feit dat Christus sy lewe vir ons gegee het. En dat hierdie God, wat alles gemaak het, wat hemel en aarde gemaak het, wat jou ken, is die een wat sê, ek sien jou. En baie keer, hoekom ons nie die goedheid van God sien nie, is ons vergeet. Ons vergeet van die goeie goed, wat hy in ons lewe gedoen het. En Hagar het presies dieselfde gedoen. Sy het die goeie dinge van God vergeet, want sy gaan toe terug, en dan, so die Here het gesê, ek moet teruggaan, so alles gaan 100% uitwerk. Dit het toen nie so gewerk. Want sy het teruggegaan, en Ismael is gebore. Maar onthou wat God vir Abraham gesê, hy het gesê, Ismael is nie die beloofde seun nie. Want toe word Isak gebore, met 'n wonderwerk, want hoe oud was Sarah toe sy swanger geword het? Amper 100. Enige 100 jaar is nie vandag. So 'n klein pensioenetjie so op die einde. Ek meen, hoe sal dit nou vir jou voel as jy, kyk, kom ons wees genadig, ek sê 70, as jy nou jy beskik met uit van die swanger. En God doen wat hy beloof het, en hy doen dit deur 'n wonderwerk vir iemand wat gesê het, maar dit is verby, dit sal nooit weer gebeur nie, en God kom en in sy almag en in sy glorie, en gee hy vir hulle 'n geleentheid om 'n kind te kan hê, en dit is Isak, en dit is die beloofde seun. Ismael is nie die beloofde seun nie, maar Isak is. En dan is daar hierdie woordewisseling, en dan sê Sarah, jy moet van hierdie vrou ontslae raak, nou is dit nie meer goed genoeg nie, en dan sê God vir Abraham, hy sê, ek sal vir hierdie seun ook sorg. So, laat hulle gaan. En dan gaan Sarah weg, en sy vergeet die goedheid van God. En sy het alles wat sy by haar gehad het, en sy het die seun het onder 'n boom gesit, eintlik sy die seun net weggesit. Weg van haar, dat sy nie hoef te sien wanneer hy doodgaan. En dan kom die Here, nadat hulle alles opgeëet het en gedrink het en besig was om dood te gaan, dan kom God en hy maak Hagar se oë oop en sy sien voor haar is daar 'n put met water. Want God voorsien. God het haar raak gesien. God het haar raak gesien toe sy swanger was. God het haar raak gesien die oomblik toe sy en haar seun alleen is. God het haar gesien in elke situasie van haar lewe. En baie keer raak ons net verbaas, want ons vergeet die goedheid van God. Ons vergeet die genade van God. Ons vergeet die getrouheid van God. En Hagar moes leer om God te vertrou. Hagar moes leer om te weet dat die Here sal doen wat hy sê. En ons moet presies dieselfde doen. Elke dag moet ons in God se teenwoordigheid wees. Elke dag moet jy jou Bybel lees. Elke dag moet jy bid vir jou huwelik, en jy moet bid vir jou kinders, en jy moet bid vir die mense in die werk, en jy moet bid vir jou besigheid. Elke dag
sodat ons nie die goedheid van God sal vergeet nie. Sodat ons kan weet dat God elke dag by ons is. Maar ons moet oefen om dit deel te hê van ons lewe. Nie net op 'n Sondag hiernatoe te kom en 'n paar teksverse op die bord te lees. En ek moet dit self doen. En dit is hoekom ek in die oggende voor werk toe gaan, moet ek my Bybel lees. En myself dan voorgeneem, ek gaan nou die hele Bybel lees. En so ek lees 'n stukkie uit Genesis uit, amper klaar. Dan moet ek al daai nageslagte se name leer. Het julle dit al gelees? As jy nou so maar die een seun gehad, dit is lekker ligte leesstof, né? En dan lees jy daai hele ding en dan ewe skielik lees jy van Jabes tussen alles in, van God brei my heerskap of nie my invloed, brei dit uit. En dan gaan ek weer na die naam ons sien. En partykeer lees ons daai stukkies wat ons van God leer. Maar dit is nodig dat ons, en dit sluit myself in, dat ons moet op 'n plek moet kom om te verstaan wie God is. Maar hoe dit gebeur is wanneer ons sy woord lees. En dan kom hy en hy sê vir ons, daar is die laaste emosie wat ons ervaar, en dit is dat ons God se troos ervaar. Dat hy die een is wat vir ons sy vreugde gee. En dat Hagar het goed gesien, en God was nie ver van haar af nie. Want God is die een wat haar sien. Hy sien wat jy deurmaak. Hy sien wie jy is. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy ken jou hart. Hy sien alles raak. Jesus sê in Matteus 6, dan sê hy, kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? En ek wil vir jou sê, dat jy moet weer gaan sit en besef hoe kosbaar jy vir God is. Hoe lief hy jou het. So lief. Hoe lief hy vir jou is, en al hou jy partykeer nie van jouself, jy onthou daai gedeelte van die spieël, né? En partykeer wil ons nie in die spieël kyk nie. Want jy wil nie na jouself kyk, want toe daai spieël hier optel, dan sien jy mense, dit is soos jy wil nie in die spieël kyk. Maar as ons by die rugby is, ons wil hê die wêreld moet ons sien. Dus het ons maskertjies aan en het ons truitjies aan en almal moet sien as 'n dame. Maar wanneer ons onsself moet konfronteer, ons moet in die spieël kyk, dan sê ons baie keer maar ek wil nie reg. En selfs al wil ons doen God. En hy kyk na jou en hy sien jou vir wie jy is. En hy sê vir jou, is jy nie baie meer werd as die voeltjies in die hemel? God sorg vir hulle. En wat ons moet doen is, ons moet dalk baie keer net al die goedes wegberg, die TV afsit, die selfoon iewers neersit, en net tyd met God spandeer, 'n God wat vir jou so lief is en wat jou sien vir wie jy is en jou nog steeds liefhet. Dat hy ten spyte van ons nog steeds vir elkeen van ons liefhet. Dat Christus die een is wat ons vrygemaak het, dat Christus die een is wat ons nuut gemaak het, as gevolg van dit wat God vir ons sien. En dat ons sal sê, soos die Psalmskrywer 121 vers 1, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy het alles gemaak. Kyk, daar is nou hierdie hengse storie in Amerika oor die UFO's. Hulle het hulle gesien, dit is die hele wêreld.
Dis 'n gesprek vir 'n dag. Selfs dit is binne God se beheer. Hy het alles gemaak. As jy nou vanaand, as dit pikdonker is, want die straat te werk, so dis lekker. En jy kyk op, en jy sien al die sterre. God het alles gemaak. Wie van julle was al daar by die planetarium in Bloemfontein? Daar's 'n bord, ek dink hy is seker so breed so 10 meter. Dan is daar sulke blokkies, hulle het sulke blokkies, en sulke pyltjies, en sê hulle hierdie blokkie kom hier uit, hierdie blokkie kom hier uit, ek weet nie hoeveel is dan, maar dat is baie. En dan uiteindelik in die laaste blokkie is ons sterrestelsel. Dan kyk jy na hierdie massiewe goed wat hier is, en dan besef jy weer eens dat 'n God wat so groot is, wat al hierdie goed gemaak het, sien jou. En dan wonder ons baie keer maar, stel God ooit belang. En ja, hy doen. Want hy gee vir ons hoop. Wanneer ons situasies hopeloos is hy die een wat vir ons hoop gee. En dan wil ek vir julle sê, dat God sien nie net jou, maar God sien ook hierdie gemeente. Hy sien almal van julle. Hy sien die gemeente, hy sien wat hierdie gemeente doen in hierdie gemeenskap. En wat ek vir julle wil sê is dit, hierdie is nie die persoon wat die voorstaan se kerk. Dit is nie my kerk nie, hierdie is nie Heilige se kerk nie, hierdie is niemand se kerk nie. Hierdie is God se kerk. En hy sal sorg vir sy kerk. Hy sal sorg vir sy gemeente. As die gemeente die Here soek, sal die gemeente die Here vind. Want dit is wat die woord van God vir ons sê. As jy God soek met jou hele hart, hy is die een wat jou sien en jy sal hom vind. Want dit is wie God is. Hy sien die gemeente, hy sien die gemeenskap, maar hy sien ook vir jou. En ek wil vanoggend vir jou hoop en vir jou dit sê, dat die vyand is, ons het 'n werklike vyand, wat wil kom en vernietig en doodmaak, maar ons het ook 'n God wat baie groter is, want die Bybel sê vir ons, groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. God sien jou. As jy miskien dalk vandag voel, jou man sien jou nie, jou vrou sien jou nie, jou kinders sien jou nie, die mense in die werk wat nie jou nie, God sien jou. En dat jy kan weet dat hy vir jou ongelooflik lief is. So lief dat hy sy lewe vir jou gegee het. Hy is die een by wie ons vrede vind, hy is die een by wie ons vreugde vind, hy is die waymaker. Hy is die een wat 'n pad maak waar daar nie 'n pad is. En weet vandag dat God jou ongelooflik lief het. Dat hy vir jou hoop gee, dat hy betroubaar is, hy was in die verlede, hy is vandag, hy sal môre wees, dat sy genade vir jou nuut is, elke oggend, nie net gister nie, maar ook vandag en ook môreoggend wanneer jy opstaan, en dat hierdie God wat betroubaar is en genadig is ook die een wat jou sien. Dankie Here. Dat ons wat so klein en nietig is, dat U die groot, almagtige God is, wat ons sien. Dankie Here, dat U elkeen wat hierdie woord hoor, dat hulle ook kan weet, dat U is die een wat by hulle is, U sien hierdie gemeente, die Seun is oor hulle, Jesus het hulle skoon gewas, deur alles wat hy gedoen het. Ek dank U, Here God, dat ons op U kan vertrou. Dat ons kan weet, Here, dat U vir ons lief is en dat ons kan weet dat U ons sien. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.